koninkrykstyd fokus ons op ons roeping om God se koninkryk in hierdie wêreld deur ons woorde en ons dade sigbaar te maak. Buig ons hoofde vir die fotum en die seëngroet. Ons kom vanoggend voor die Here met die vaste vertroue dat sy liefde nooit sal ophou nie en dat sy ontferming elke môre nuut sal wees. Sy trou staan vas, selfs wanneer ons geloof wankel en ons kragte min word. Daarom buig ons voor hom, die God van nuwe genade en groot trou, en aanbid ons hom met dankbare harte. Mag ons soveel van God ontvang, uit dankbaarheid gee en ons God elke dag dank vir dit wat ons ontvang, want alles is net genade. Amen. omdat 'n gesprek wat ek na die erediens gehad het, my laat voel het om dit te doen. Die tema vir die gedeelte oor die wil van
God vanmôre is, dis makliker om iets te sê as om dit te doen. Ons Here Jesus Christus het egter nie net gepraat oor liefde en oor dankbaarheid nie. Hy het dit ook gedoen. So het hy een keer by die tafel opgestaan, by die tafel het hulle by aangelê, 'n doek om hom vasgemaak soos wat 'n slaaf sou doen, en die voete van wie aan die tafel gewas, soos 'n slaaf die minste sou doen. Daarna het hy gesê, ek het nou vir julle 'n voorbeeld gestel, sodat julle nie net soos ek kan doen nie, maar dit ook aan mekaar kan doen. Dit is dus, kom ons herken dit, makliker om te sê, ek het iemand lief, ek gee om, ek is gelowig, as om dit te doen. Het is maklik om liefde te verkondig, maar het is baie moeilik om liefde te bewys aan iemand anders, veral as daai iemand anders as ek dink, anders as ek lyk, en anders as ek leef. Dit is baie maklik om oor vergifnis te praat, as om self te vergewe waar ek te nagekom is. Petrus het op 'n dag met oorgawe bely dat Jesus die Here is, maar later geworstel om sy eie vooroordele prys te gee. So worstel ons ook. Ons weet wat reg is, maar ons hou dikwels vas aan wat vir ons gemaklik is, en wat vir my belangrik is, eerder as wat ek behoort te doen. En daarom herinner Jesus ons dat ware disipelskap nie net woorde is, geloofsbelijdenisse is, mooi liedere wat ons sing. Disipelskap is hoe ons leef. Die Here roep ons vandag om dieselfde nederigheid as wat Christus geleef het te leef. Om net soos Christus bereid te wees om te dien, eerder as om gedien te wil word. Om mekaar eerder met genade te behandel. Om my eie trots neer te lê en mekaar te help om mekaar se laste te dra. Jesus sluit sy onderrig af met hierdie opdrag. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Julle moet mekaar ook lief hê. As julle liefde onder mekaar het, sal almal weet dat julle my disippels is. Mag ek en jy daarom nie net hoor wat Christus sê nie, maar ook doen wat hy ons geleer het. Want dit is sy wil. Dit is hoe God se kerk behoort te leef. Elke dag van die lewe. Amen. Ek gaan die vra om saam met my te staan en Psalm 205, strofes 1 tot 3 bring lof aan die Vader te saam te sing.
op my hart lê dit om oor die volgende klompie weke 'n bietjie saam met julle te dink en te praat oor gebed. En hoor mooi, ek wil saam met julle daaroor dink. En ek wil hê dat na die preek ons eintlik met mekaar daaroor moet praat en daaroor moet verder dink. Daardie geloofsgewoonte wat ek sal erken, ek persoonlik ook soms in my lewe mee stoei. Gebed is 'n geloofsgewoonte. En ek sal erken dat ek soms 'n bietjie daarmee stoei. Want gebed laat my as mens soms in die lewe 'n bietjie ongemaklik voel. En ek weet klink vir die vreemd dat ek is die dominee. Maar ek is ook 'n mens en nie 'n gebedsmasjien. Ek glimlag altyd as ons by 'n plek is waar ons nie as die kerk by mekaar is nie. Almal altyd rondkyk en aan die dominee sien en sê sal dominee vir ons bly. Alhoewel dit vir my ongemaklik is. En ek soms 'n bietjie worstel en stoei wanneer ek oor gebed nadink of wanneer ek moet bid. Weet ek hoe belangrik gebed vir my verhouding met God is. Ek weet dat gebed my kommunikasie met die Here is. En ek weet, sonder goeie kommunikasie kan daar nie 'n verhouding wees. En daarom kan daar nie sonder gebed 'n goeie geloofsverhouding tussen 'n gelowige en die Hemelse Vader wees. En hoor nou mooi, ek wil nie sê met volmaakte gebed nie, want ek dink daar bestaan nie so iets as volmaakte gebed. Net gebed vir 'n gesonde verhouding met God. Moet ons dit weer hoor vanmôre. Moet ons bid. Moet ons kommunikeer. Moet ons gesels. Moet ons tyd maak vir God. Professor Stefan Joubert het in hierdie jaar 'n nuwe boekie geskryf oor gebed. En hierdie boek word in Suid-Afrika opgelees. Soveel so dat hy al vir hierdie jaar, in hierdie paar maande, in sy 3de druk is. Dan word hulle soms al 'n 3de keer van voor af druk, daar was nie meer genoeg opnames. Ek saam met ons twee daaroor gewonder, en miskien is die rede waarom hierdie boek so suksesvol verkoop, omdat gelowiges meer met gebed stoei, as wat ons dalk wil erken. En daarom wil ons dit lees en meer weet. Dalk is gebed een van daardie goed waaroor ons maklik praat, maar dit kom moeiliker in ons alledaagse lewe. Ek bedoel eerlik opreg gebed. Lukas 11 lees dat Jesus iewers besig was met sy disippels en dat hy gebid het, Jesus daar, en toe hy klaar gebid het die disippels vir hom gesê, Rabbi, Here, leer ons ook bid. En dit dink ek is my tema. Dit dink ek is my wens. Dit dink ek is wat ek bid. Here, leer my ook bid. Kom ons lees daarvan uit Lukas 11 vers 1 tot 4 en ek lees vanmôre vir ons uit die 2022 vertaling van hierdie teks. En julle gaan hoor is 'n bietjie anders. Want hierdie teks is 'n bietjie meer met alledaagse taal vertaal. En julle gaan ook hoor dat die laaste gedeelte van die Onse Vader wat ons ken, nie daar is. Miskien sal ek julle skok, maar in die oorspronklike taal is die laaste deel van die Onse Vader nie in die oorspronklike teks.
Later jare in ook sommige Afrikaanse vertalings, soos die 33, 53, 83, 92 vertaling, is dit bygevoeg, maar dit was nie die oorspronklike teks. Maar kom ons lees uit hierdie vertaling. Jesus was iewers besig om te bid. En toe hy klaar gebid het, vra een van sy disippels vir hom, Here, leer ons asseblief ook bid, soos Johannes sy disippels geleer het. Jesus antwoord toe, wanneer jy bid, sê dit, Vader, mag mense met die grootste respek van U praat en U eer. Mag U as koning oor almal en alles heers. Sorg asseblief vir ons met dit wat ons elke dag nodig het. Vergewe ons asseblief waar ons nie reg opgetree het nie, soos ons almal vergewe wat verkeerd teenoor ons optree. Hou ons asseblief veilig uit die hande van die bose. Ek het met opset ander woorde gelees as waarom ons almal gewoond is, want almal van ons wat die Onse Vader het ons kop met opset. Die van ons wat nog uit die ou skoolmodel uitkom, moes ek iewers in 'n godsdienstprojek uit ons kop uit geleer het vir 'n ou godsdiensttoetsie of 2, wat ons moes skryf. Hier hoor ons dit 'n bietjie anders. Dis ander woorde, dieselfde boodskap. Maak dit minder die Onse Vader gebed nie. Maak my gebed wat baie keer 'n bietjie ander woorde het as 'n ander persoon se woorde 'n minder belangrike gebed nie. Ek het vir professor Hubert 'n boodskap oor gebed gestuur, sy boek en ook oor die 3 video's wat hy in 2023 oor gebed opgeneem het. En nadat ons 'n klompie goed met mekaar gestuur het hierdie woorde van hom vir my uitgestaan. Ja, gebed is taaf. Ja, gebed is moeilik. Kom ons erken. Dit is die ding met gebed. Gebed is ingewikkeld en moeilik, maar aan die ander kant is gebed ook maklik en nie so moeilik. Ons vergeet nie dat Paulus reeds in Romeine 8 self gesê het, ons weet nie hoe om te bid nie, maar ons bid deur die Gees. Hoe dit erken Paulus. Ons weet nie regtig hoe om presies reg te bid nie, maar ons bid deur die Gees. Die Gees van God. En in die boek Openbaring, hier in hoofstukke 5 vers 8 en 8 vers 3 tot 4, word daar weer oor gebed gepraat, dan word dit beskryf in simboliese taal, daar word gesê, ons gebede kom so in 'n bak in die hemel aan, en die ouderlinge en die engele bring die gebede wat ek en jy gebid het, voor God die Vader. Symbolies beteken dit, dat jou en my gebed kom maar gebroken daar in die hemel aan, maar as dit die Gees van God, wat die ouderlinge en die engele gebruik, by God die Vader uitkom, dan is dit volmaakte gebede. Hierdie teks beklemtoon dus, dat ook my gebroke gebed, 'n tipe van 'n aangename geur, want hierdie bakke was wierookbakke, in die teenwoordigheid van die hemel openbaar. Ons stikkende en ons gebroke woorde word deur die werk van die Heilige Gees 'n aanvaarbare en opregte gebed voor God. Die bedoeling van hierdie nadenke oor gebed is nie om te leer hoe om daai finale produk te kan bid, wat die werk van die Heilige Gees is. Maar om ons gedagtes heen en weer te laat beweeg oor 'n klompie ander sake rondom gebed wat ons op die tafel kan sit. Kom ons begin net weer by die opregte bede oor gebed. Here, help U ons om te bid. Kom ons sit die eerste gedagte vir nadenke en gesprek nou op die tafel en ons praat verder.
wat ek tussen ons vir gesprek vir hierdie week, vir die toekoms op die tafel wil sit is, gebed gaan nie in die eerste plek oor my nie. Gebed gaan in die eerste plek oor God. Gebed mag ook oor my gaan. Gebed mag ook oor my verhoudings gaan. Gebed mag ook oor my behoeftes gaan, maar nooit in die eerste plek of in die belangrikste plek. In die eerste plek en in die belangrikste plek van my gebedslewe moet altyd God staan. As Jesus sy disippels leer bid en vir hulle die Onse Vader leer, dan klink die eerste bede, die eerste deel van die gebed so: laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Sien ons die fokus? Die fokus is nie in die eerste plek in die gebed op wat ek wil hê, of wat ek dink my reg is, of wat ek nodig het nie, maar op God. Dit help ons dat wanneer ons stil word, ons oë toemaak om met God te begin praat in 'n gebed, ons al kan weet dat ons moet wegspring by God. As ons eerlik is, bestaan ons gebede te dikwels uit ons eie wenslysies. Om die eerlike waarheid te herken, ons gebede is dikwels nie die eerste plek op God gefokus nie, maar op my kinders, my kleinkinders, my kerk, my land, my dit, my dat. Dit is amper asof ons, en dit met groot respek gesê, met ons gebed by 'n hemelse supermark opdaag en alles bestel wat ek nodig het en graag wil hê. Dit pas so goed in by die verbruikerssamelewing waarin ons vandag leef. Dit pas so in by hierdie samelewing van vandag wat alles wil hê, want alles is mos hulle reg. Nee, ek bid nooit in die eerste plek om te ontvang nie. Ek bid in die eerste plek om God en om myself vir God te gee. Ek haal vir ons uit een van die liedere wat ons so graag sing, aan, wat is ook 'n gebed. Ek waarsku baie dikwels voordat ons hierdie lied sing, moet hom nie sommer net sing nie, want jy beloof aan God baie dinge. Hoor hierso. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar om vir U te werk. Neem my voete, skoeil Heer, met bereidheid tot U eer. Laat my mond die boodskap dra, al sal vind wat na U vra. Neem my goud en my silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Maak my hart vir U tot troon, rig my wild gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Bewuslik en intentioneel moet ons oefen om ons gebede in die eerste plek op God te laat fokus. Dan as die fokus op God val, dan kan ek ook vra. Ook dit wat ek nodig het. Ook iemand voor die voete van die Here kom lê. Luister ook mooi wat word ons geleer. Ons word nie geleer om die gebed te vra na meer rykdom, meer status, meer krag, meer dit nie. Ons word geleer om te vra vir ons daaglikse brood. Dit wat ons nodig het. Nie al die ander goed wat ons nie noodwendig nodig het. Hoor, wat is die ander wat ons kan vra, wat ek en jy so bitter nodig het? Vergeef my sonde. Ek en jy dit nodig. Want ons kan onsself nie vergewe vir die ewigheid nie. Verlos ons van die bose. Lei ons nie in versoeking nie.
Dis wat die gebed ons leer oor die behoeftes wat ons in die eerste plek moet hê. Met ander woorde, dit is geestelike behoeftes. Behoeftes oor ons geloofslewe in die wêreld waarin ons leef. Wanneer ek in my gebed eerste op God fokus, weg van my eie behoeftes af, raak dankbaarheid en lofbetuiging ook deel van my gebed. Weg van wat ek wil hê, maar dit waaroor ek vir die Here kan dankie sê. Ek dink sommer aan 'n klompie lofpsalms, soos Psalm 103. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my sonde vergewe. Hoor jy daardie lofbetuiging? Wanneer ek in gebed my seëninge so begin tel, dan beloof ek jy word jy dankbaarheid groot. Maar baie dikwels sien ons nie meer ons seëninge raak, tot ons begin stil staan. Tot ons die eerste een noem. En dan sê ons, maar hier is ook nog iets. En voor ons oë kan uitvee, is die seëninge baie. Wanneer ek in my gebed op my probleme, my sorge, my uitdagings, my beproewings, my aanvegtings fokus, dit gaan net daaroor, raak ek as mens maklike ondankbare mens. En die volgende stap, as mense in ondankbaarheid bly lewe, is die volgende plek waar jy stop, sonder dat jy dit bedoel, die stasie van bitterheid, van verbitterdheid. Dan word my danklied skielik 'n klaaglied, 'n klaaggebed. Psalm 308 sê ook, laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Neem my stem en laat my sing aan U, Here, hulde bring. Ek wil afsluit met 'n laaste ietsie op die tafel. En dit is die woorde bid sonder ophou. Kom ons loer na 'n paar Bybeltekste wat hierdie gedagte openbaar. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê net gewoon, bid sonder ophou. Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed, wees daarin waaksaam met danksegging. Efesiërs 6 vers 18, doen alles biddend en smeekend, laat julle elke oomblik deur die Gees lei, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Martin Luther was bekend vir sy intense gebedslewe te midde van sy geweldige besigheidsgebied. Jy kan regtig daar op Google gaan Google en vra hoe het die gemiddelde dag van 'n ou soos Martin Luther gelyk wat die Bybel vertaal het in sy moedertaal Duits en 'n klomp dinge moes antwoord. En hy en sy vrou het ook nog 'n kinderhuis in hulle huis gehad, in die pastorie gehad, waar hulle na klomp kinders gekyk het van die straat. Die bekende benadering tot die belangrikheid van gebed lui soos volgende, ek sal dit vir ons in Afrikaanse vertaling lees, nie Duits nie. Ek het vandag so baie om te doen, skryf hy, dat ek 3 ure se gebed in die oggend nodig het, voordat ek met hierdie besige dag kan begin. Hoor jy dit is fokus? Ek is vandag so kwaai besig, dat ek vandag sal om 3 ure lang bid voor die dag begin. So besig hy word, hoe meer bid hy, sê hy. Om 'n Christen te wees sonder gebed, skryf Martin, is net so onmoontlik, soos om te lewe sonder om asem te haal. Gebed is die grendel van die nag, en die sleutel van die nuwe dag.
En ook 'n ander bekende prediker van die 19de eeu, Charles Spurgeon, het altyd beklemtoon dat gebed met lofprysing gevul moet wees, omdat God alle eer verdien. Hy skryf, gebed sonder lofprysing is soos 'n voeltjie sonder vlerke. Dit kan nie opstyg. So 'n geloof sonder gebed is, my geloof kan nie opstyg, kan nie groei. God moet altyd die eerste en die laaste van my gebed wees. As jy nie kan bid soos jy wil nie, bid soos jy kan. Maar moenie ophou om die Here te prys nie, want hy hoor selfs die swakste sug van sy kinders. As iemand nie iets van iets weet, dan praat hulle so deur mekaar, soos ek vanmôre gepraat het, dan hierdie kant en dan hierdie kant. Ons weet nie mooi alles nie. Maar hier is toch 'n paar goed waarin ons kan haak, gesprek, nadenk, ons eie gebed kan oefen by hierdie gedeelte. Liewe gemeente, kom ons bid saam, en as ek klaar gebid het, dan bid ons verder saam hierdie Onse Vader te sing. Groot en almagtige God, ons dank U vir die voorreg om nou met U in gebed en gesprek te tree. Dankie Here dat U hierdie gebed vat deur die werking van die Heilige Gees en by al ons woorde wat tekortskiet verbyhoor tot in ons hart en in ons gees. U grootheid verstom ons. Baie keer gaan staan die mens stil, Here, en dink ons is baie slim. En dan word ons verstom deur U almag. Die natuur, die werking van die mens se liggaam, die heelal en U die skepping daarvan. Here, ons bid ook vanmôre dat U vir ons as mens U weg sal wys. U pad. Ons weet wat ons wil hê vir onsself. Maar help ons om te verstaan wat U vir ons wil hê. Help ons met die ongemak wat daarmee saamgaan. Help ons met die ontwrigting van anders doen omdat die Here dit wil hê as wat vir my maklik is. Here, ons wil dankie sê vir die vergifnis van ons sonde en ons smeek dit tegelyk. Vergewe ons, Here, waar ons swak en nietig is. Ons wil bid vir mekaar. Ons wil bid vir ons gemeente. Ons wil bid vir die koninkryk van God. Ons wil bid, Here, laat U wil geskied. Amen.
die seënbede staan ons vir Vonklied 543, wat ons ook oefen, ons te sing by die geleentheid wanneer die ring by mekaar is. Here, gee ons vandag ons brood. Staan ons by in al ons nood. Ook wanneer ons so gou vergeet dat U ons dag se brood uitneem. Here, seën tog vandag se brood en laat ons ander help in nood. Laat ons bereid wees om te deel, want U gee altyd weer soveel. Here, wees die lewensbrood. Vergeef ons selfs, sodat ons uit liefde kan leef.